afgelope paar weke, wel, behalwe nou vir laasweek, het ons so 'n bietjie gesels oor entoesiasme, om deur God gevul te word. En as voorbeeld het ons gekyk na die lewe van Dawid. Entoesiasties het hy aangebied om hierdie reis te gaan aandurf, en toe sien ons ook hoe maklik is dit om jou entoesiasme te verloor, as jy eers begin gemaklik raak, maar ook hoe belangrik dit is om dan weer vars oor te begin as jy daar is. Maar hoe weet jy werklik dat jou entoesiasme is terug? Gaan kyk gerus na deel 3 van hierdie oordenkings, maar toe Dawid eers gesê het, ek wil oortreders u paaie leer, dat sondaars na u toe terugkeer. Dis hoe hy weet sy entoesiasme is terug, toe hy dit nie meer net vir homself kan hou nie, as hy eers nie meer anders kan as om ander mense daarvan te vertel nie. Fast forward 'n paar duisend jaar, vandag kyk ons na Handelinge 4, 'n toneel waar Petrus en Johannes voor die Joodse raad staan, en nadat hulle 'n verlamde man genees het, dan probeer die raad hulle stil maak en vir hulle sê, julle mag nie meer verder in Jesus se naam gaan preek nie, maar dan antwoord hulle in vers 20, wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Hierdie is dieselfde Petrus wat hier antwoord, wat 'n paar weke vroeër vir 'n meisiekind gejok het, omdat hy te bang was om saam met Jesus geassosieer te word. Wat het verander? Hy het die opgestaande Jesus gesien, hy het die Heilige Gees ontvang, en nou is daar 'n vuur in hom, en theos, God in hom, wat nie geblus kan word nie, entoesiasme. Wanneer jy regtig entoesiasties is oor iets, dan is dit sigbaar. Mense hoef jy nie te vra of jy lief is vir jou kinders nie, hulle kan dit sien. Jy hoef nie mense te oortuig dat jy 'n passie het vir 'n stokperdjie of 'n sport nie, want dit wys. Dieselfde moet gesê word met ons verhouding met die Here. Dawid sê in Psalm 51 vers 15, ek wil oortreders u paaie leer, sodat sondaars tot u bekeer. Nadat hy om vergifnis gevra het, nadat hy sy hart weer vars gemaak het, sê hy, ek sal ander van u vertel. Dis hoe hy weet dat sy entoesiasme is terug, dat hy kan dit nie net vir homself hou nie. Dalk het jy ook al 'n tyd beleef waar jy nie met vrymoedigheid oor God kon praat nie. Dalk was jy onseker, of dalk was jy moeg, dalk het jy gedink dat ander mense 'n beter werk sal kan doen. Maar, en moenie hierdie mis nie, as jy tyd in God se teenwoordigheid spandeer, wanneer jy hom sien werk, wanneer jy die Heilige Gees toelaat om jou te voel, en jy voel dit, en jy leef in dit, dan kan jy nie stil bly daaroor nie. So spandeer vandag eers 'n bietjie tyd saam met God, en wees entoesiasties. Dan het gou vinnige afkondiging in die lig van Kinderbeskerming Week wat in Mei maand gebeur. Samel ons gemeente die hele maand van April fondse in vir Rata se Hoop vir 'n Kind projek. So alle fondse wat in April maand aanlyn via ons oordenkings geïn word, gaan spesifiek vir hierdie saak, en sal dan in Mei maand aan Rata maatskaplike dienste oorbetaal word. Nou, vir die van julle wat nie weet nie, Rata is die kerk se maatskaplike diensorganisasie, en dit bestaan al vir 70 jaar, en hulle doen werklik wonderlike werk daarso, en ons wil graag elkeen wat hierdie video kyk, vra om 'n donasie te maak vir hierdie saak, of om dit net te oorweeg ten minste. As jy ons nog nie aanlyn ondersteun het nie, die details is eers in die beskrywing in hierdie oordenking. Dis maklik, dis vinnig, so asseblief. Ons waardeer elkeen se entoesiasme ook met hierdie saak. Tot 'n volgende keer.